En vanoggend kom ons by ons laaste boodskap oor hierdie reeks. Here, leer ons bid. En die tema van vanoggend se boodskap is 'n eenvoudige struktuur vir gebed. En ons gaan net nou uitkom by wat dit beteken. Nou daar sal julle 'n prent sien van 'n man en sy naam is David Yankee Cho. En hy's 'n Pinkster pastoor gewees van Suid-Korea en wat hom bekend laat word het, was dat die Here sy gemeente geseën het om die grootste gemeente in die hele wêreld te wees op 'n stadium. En sy gemeente het meer as 800,000 lidmate gehad. En David het in sy hart gehad, party ken hom as Paul Yankee Cho, maar hy het later sy naam verander. En hy het gevoel, maar hy wil nie net dit wat die Here daar doen by hulle vir hulle self hou nie. Hy wil dit met die res van die wêreld deel. En hy het Christene van oor die hele wêreld genooi om na Suid-Korea toe te kom, daar waar hulle gemeente is, en te kom leer hoe hulle dit doen, want hulle het alles wat hulle gedoen het hulle gedoen op gebed. Hulle het, soos die Bybel ons leer, my huis sal 'n huis van gebed wees. En hulle gemeente het 'n plek besit wat hulle genoem het die Prayer Mountain. En hulle het daar op daai berg gaan sit, en dan kan hulle uitkyk oor hulle land en oor die wêreld, en dan kon hulle bid vir hulle land en die wêreld. Nou wat David Yankee Cho gedoen het, wanneer hy Christene oor die hele wêreld genooi het om hulle te kom besoek, dan was die heel eerste plek waartoe hy die Christene gevat het, hy het hulle na Prayer Mountain toe gevat. En dan as hulle op daai berg kom, en dink jou in, ek is nou 'n besoeker, ek het nou gespaar, en ek het nou hierdie avontuur, ek besoek vir Suid-Korea, en ek gaan hierdie gemeente besoek, en ek gaan leer om meer effektief te bid. En dan het almal daar by die Prayer Mountain by mekaar gekom, mens kon uitkyk oor sy land, en dan het David Yankee Cho gekom, en hy het hom voorgestel aan almal. Hy het gesê, ek is David Yankee Cho, baie welkom hier, ons sien uit om saam die Here te aanbid. En dan het hy vir hulle gesê, as eerste ding, dan sê hy vir hulle, die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan vir 'n uur bid, en dan praat ek verder met jou, en dan het hy geloop. En nou staan die mense daar, hy het nou gesê, bid vir 'n uur. Maar dan het David Yankee Cho gestaan, dan het hy die mense dopgehou. Nou, dink in, as ek of jy nou presies daar was, en ons het nou hierdie man van God ontmoet, en hy het gesê, goed, bid vir 'n uur, en na daai uur dan praat ek verder met julle. Nou moet ek 'n uur lank bid. En dan het hy mense dopgehou, dan het hy gesien, mense begin bid, en hy, soos die Bybel ons leer, lig hulle hande op na die Here toe, of na die hemel toe, en begin bid, en dan het hy gesien, party mense begin na 5 minute, na so 5 minute, begin party mense al uit stoom uithardloop. Na so 10 minute, begin ander mense uit stoom hardloop. Party kan 'n bietjie langer gaan. Maar dan het hy ook gesien, daar is party mense wat na 'n uur, as hy dan terugkom, en hy verder met hulle praat, moet hy hulle stop, want hulle is nog besig om te bid. En dan het hy gegaan, en hy het met die mense gaan praat, wat so kort gebid het, en hy gevra, hoe bid jy? En dan het hy met mense gaan praat, wat die hele uur lank kon bid, en dan het hy vir hulle gevra, maar hoe bid julle? Wat gaan in jou kop aan, wanneer jy bid? En toe kom David Yankee Cho agter, dat die mense wat net vir 'n paar minute kan bid, is mense wat sonder 'n plan bid. Hulle begin maar net bid, en net dit wat in hulle kop en harte is, bid, en hy sê, hy het agtergekom, sulke gebede, hou so 5 na 10 minute. Kan jy net so sonder 'n plan bid. Maar toe kom hy agter,
dat die mense wat vir 'n volle uur kan bid, en baie van hulle moes hy na 'n uur stop, en sê, oor ons moet nou eers stop, wat hulle nog besig was om te bid, is die mense wat met 'n plan bid, of die mense wat met 'n struktuur bid. As ek nou besluit, ek gaan volgende week Kaapstad toe ry, dan gaan ek nie net in my kar klim en ry nie. Ek gaan beplan. Die eerste ding wat ek doen, ek gaan my voertuig diens in die week voor ek so ver wil ry. Dan gaan ek besluit, gaan ek Polokwane of gaan ek Middelburg omry? Waar gaan ek my eerste stop maak? Dit is 2 dae se ry, waar gaan ons slaap? Gaan ek dalk aan by iemand langs die pad? Wil graag 'n mooi plek sien, ek gaan 'n bietjie uit my pad uit ry en daai plek besoek. En dit is wat dit beteken om 'n struktuur vir gebed te hê. Dis om met 'n struktuur te bid, 'n plan te bid, en nie net sommer te bid nie. En ek dink die Here wil hê ons moet so bid, want in Matteus 6 vers 9, die gedeelte wat ons nou vir 'n paar maande op by stil staan so, net daai een woordjie, bid dan so, daai woordjie so. Matteus 6 vers 9 in die boodskap lees, hier is 'n voorbeeld van hoe jy moet bid. En dan in die Amplified Bible staan, pray then, i.e. as a model or pattern in this way. So dit is 'n modelgebed, 'n voorbeeldgebed. Nou iemand sê vir my, so 'n paar weke gelede, dat vandat ons hierdie kursus doen, bid die persoon elke oggend die Onse Vader gebed, en hulle het voor ons het begin gedoen, het dit ook gedoen, maar vandat ons die kursus doen, gee hulle meer betekenis aan elke deel van die Onse Vader wat hulle bid. En ek bid die Onse Vader ook so, dat ons die Onse Vader presies bid soos hy daar staan, maar dat dit nie net 'n resitasie is nie, dat ons dink wat ons sê, dat ons besef, as ons vir die Here sê, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, dan gee ons onsself eintlik aan die Here oor, en ons lê ons eie wil neer voor hom, en vra, laat u wil in my lewe geskied, dat ons besef, wat bid ons? Maar daar's nog iets wat ons kan leer uit die Onse Vader gebed, en dit is dat dit 'n modelgebed is, of 'n pattern waarvolgens ons moet bid. En ons gaan vanoggend na hierdie pattern, na hierdie model, na hierdie struktuur kyk van hoe ons bid. Maar kom ons begin by die gebed self, die Matteus 6 vers 9 tot 13. En kom ons lees. So moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Amen. Kort, kragtige gebed. Maar uit hierdie gebed kan ons ook 'n struktuur uittrek. Kan ons ook 'n pattern kry van hoe ons moet bid. En dit is waarby ons vanoggend gaan stil staan. En die eerste deel van die pattern, van die struktuur van gebed, wanneer ons bid, is dat as ons bid, en elke keer as ons bid, begin by God, begin by ons Vader. Want ons sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. So waar begin ons wanneer ons bid? Ons begin bo by hom. So, as ek sê maar deur 'n baie moeilike tyd gaan, beleef baie uitdagings in my lewe, dan kom ek, Here, ek het hierdie probleem en ek het hierdie probleem, dan begin ek hier onder by my goed. Ons moet nie hier begin nie, ons moet daar begin. Ons moet by hom begin. En wanneer ons by hom begin, dan ek begin deur God te aanbid en te eer net vir wie hy is. Johannes, wat die voorreg gehad het om in die hemel ingeruk te word, in die teenwoordigheid van God die Vader te wees, saam met die Here Jesus, by die Heilige Gees, toe kom hy terug, toe sê hy die volgende, hy sê, God is liefde. Hy het
God ontmoet en hy besef, God is liefde. So wanneer ek begin, dan begin ek bo, ek begin by God. Ek aanbid God en ek eer hom, net vir wie hy is. Ek maak hom groot. Dan kan ek hom aanbid, want hy is my Vader, hy is ons Vader. Ons Vader. En hierdie almagtige, groot God kies om hom op 'n manier aan ons bekend te maak. En dit is as Abba, as Vader. Die Onse Vader gebed, Jesus het Aramees gepraat, en toe hy vir sy disippels hierdie gebed geleer het, het hy dit vir hulle geleer in Aramees, en die woord vir Vader in Aramees is Abba, Abba, wat 'n woord is wat klein kindertjies gebruik vir hulle pappas. So God Almagtig is my Vader, hy is ons Vader, en hoe wonderlik ons kan begin, ons Vader, my Vader, maar terselfdertyd, hy is my Vader, maar hy is ook almagtig, hy is ook heilig, en hy is ook verhewe. Daarom is daar altyd 'n balans in my verhouding met die Here, 'n balans van intimiteit en liefde en verhouding, maar ook met respek vir die Here. Die Bybel is vol daarvan in die Ou en Nuwe Testament, en die Bybel beskryf hierdie respek wat elke gelowige mens moet hê. Die Bybel beskryf hierdie respek as die vrees van die Here. So wanneer ek by God begin, is dit intiem, dis persoonlik my Vader, Abba. Want Romeine 8 sê vir ons, as die Heilige Gees ons lei as ons bid, dan deur die Heilige Gees kan ons roep tot God, Abba, en dit beteken Vader. So ek begin begin by hom, dis intiem, dis persoonlik, maar daar's ook respek, daar's ook agting, want hy is almagtig, hy's heilig en hy's verhewe, want ons bid vir hom, U wat in die hemel is. En dan, ons kom na ons Vader toe, en dan leer Jesus ons, maar as jy bid, bid in my naam. So wanneer ons begin by God, dan is dit nie net by God ons Vader nie, maar ook God die Seun, want ons kom na ons Vader toe in die naam van Jesus Christus die Here. Want die naam van Jesus is dit wat ons toegang gee tot die teenwoordigheid van God Almagtig. So wanneer ek 'n patroon aflei uit die Onse Vader gebed uit, dan is die eerste om te begin by God en dit is ek kan bid my Vader, ek kan hom deur die Heilige Gees Abba noem, maar ek kom ook na hom toe in die naam van Jesus en ek kan bid God deur die Heilige Gees. Want ons aanbid 'n drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Die Here leer ons dit in Matteus 28 vers 18 tot 20, wanneer hy sê, en al die mense wat glo in God, moet julle doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So ons begin by God. En dan as ons klaar by God is, dan kan ek myself voor die Here bring. Laat die koninkryk kom, laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge. 4 goed wat ons leer. Die eerste 2 is oorgawe. So ek begin by God, dan kom ek na myself toe, maar as ek bid vir myself, dan die eerste ding wat ek moet doen as ek bid, ek moet myself aan God oorgee, want ek vra, laat U koninkryk kom. 'n Ander manier om dit te sê is, laat U regering kom. U regeer in my lewe. Maar weet julle, God kan net in my lewe regeer, as ek my wil voor hom neerlê. Is dit nie maar die probleem met ons nie? Ons hardkoppigheid, ons eie willigheid. Ons moet begin met oorgawe aan hom,
Ons bid vir sy regering om te kom en dat sy wil sal geskied vandag. Maar weet julle, God se wil geskied die meeste van die tyd nie net outomaties nie. So ek kom in 'n situasie, iemand ry dalk voor my in en God se wil is dat ek net sê ek seën jou, ek word nie kwaad nie. Ons kan die meeste van die tyd besluit of God se wil deur ons sal geskied. Maar wanneer ons daai oggend begin het deur God te aanbid en ons aan hom oor te gee, dan kan ek julle waarborg gaan dit makliker wees vir sy wil om deur ons lewens te geskied, vir hom om in ons lewens te regeer. Galasiërs 5 sê, laat julle lewens deur die Heilige Gees beheers word. Dan sal julle nooit soeg voor julle sondige natuur nie, voor julle sondige begeertes nie. So ons begin by God in ons gebed, dan kom ons na onsself toe, maar wanneer ek by myself is in te bid, dan begin ek nie by die selfsugtige ekke nie. Dan begin ek deur myself aan God oor te gee. Here, laat U regeer in my lewe. Dis wat beteken dat U koninkryk kom. Here, ek lê my wil neer. Laat U wil geskied vandag in my lewe. En dan is daar so 'n wonderlike plek by my hemelse Vader waar ek dan kan bid vir my daaglikse brood, vir sy sorg vir my. Sorg vandag vir my Vader. En toe ons die stukkie gedoen het oor gee my daaglikse brood, het ons gesien dat brood in die Ou en Nuwe Testament is 'n sinoniem in die Bybel vir lewe. Brood beteken lewe ook. So as ek bid vir my daaglikse brood, bid ek vir alles in my lewe. Vir my eie behoeftes lê ek voor die Here. So ons het 'n plek en elkeen van ons mag en kan ons eie behoeftes en dit wat ons nodig het, kan ons voor ons Vader bring en dit vir hom vra. En dan en dit is my so wonderlik die volgorde, dat omdat ek sy kind is, kan ek eers bid vir sy sorg en dan bely. Hy sal vir my sorg, al het ek langs die pad verkeerd gemaak. En want ons is in 'n verhouding met ons Vader uit genade, dan bely ek al my sondes en ek ontvang God se vergifnis. Nou, wat ek in my eie lewe ervaar het en wat ek in baie mense se lewens sien, is ons bely ons sondes, maar ons staan nie daarop lig en vry nie. Ek is so sondig, ek is so sleg. Ek is nie meer sondaar nie. Ek is God se kind, maar ek kan sonde doen. Maar as ek sonde doen, dan vra ek vergifnis daarvoor. En ek ontvang daardie vergifnis. Want is dan vir hom oorgegee. En ek dink baie keer, as ek vir die Here vir jammer sê vir iets en dit nie by hom kan los nie, dan maak ek hom klein. Dink so oomblik. Sela. Dink so oomblik. Maar as ek besef hoe groot en almagtig hy is, dan kan ek na my Vader toe kom, na my Abba toe kom. En ek kan vir hom sê ek het verkeerd gedoen, Abba. Ek is jammer daaroor. Ek noem dit wat ek verkeerd gedoen het. En ek sê ek bely dit. Ek gee dit vir U. Dan kan ek dit net daar los en ek kan vry opstaan. Maar ons het baie gesê in daai sessie oor sondebelydenis, gaan kyk dit op Facebook, want daar's baie plekke waar dit nodig is om saam met 'n gelowige te bid as iets my begin vashou. So ek begin by God, dan kom ek na myself toe, en dan die derde plek waar ek bid is, dan bid ek vir dit wat buite my is. En wat is buite my, behalwe nou God, maar onthou ons het klaar vir God gebid, buite my is dan ander mense, en die duiwel en sy magte, is dit nie so nie? So, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree, so wanneer ek vir ander mense bid, is dit belangrik om te vergewe, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. So, ons is besig om 'n struktuur vir gebed af te trek, af te lei uit die Onse Vader uit, begin by God,
dan kom ek na myself toe, dan bid ek vir dit wat om my is, en wanneer ek vir ander mense begin bid, dan is 'n goeie plek om te begin om ander mense te vergewe. En ander mense glo my, met my ook vergewe, want ons is nog onvolmaakte mense. Ek vergewe die mense wat my kwaad aangedoen het, eerste wanneer ek vir ander mense bid. En dis iets wat ons elke dag moet doen. En dan ook, ek bid dat ek nie in versoeking sal kom nie, en dat my Vader my van die bose sal verlos. In Efesiërs hoofstuk 6 skryf Paulus, hy sê, julle worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die wêreldheersers, die bose geeste in die owerhede. Daar's 'n hele demoniese geestelike wêreld wat teen elke kind van God staan. Ons is so dankbaar dat hy wat in ons is, 1 Johannes 4 vers 4, is groter as hy wat in die wêreld is. Ons is so dankbaar dat die naam van die Here, Spreuke 18 vers 10, is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word van alle kante beskud. Ons is so dankbaar vir sy kruis. Ons vier donderdag aand en sondag aand. Donderdag aand vier ons die kruisiging, sondagoggend vier ons dat die Here opgestaan het uit die dood uit. En daarom kan Openbaring 12 vers 11 vir ons sê, ons behaal die oorwinning. Die oorwinning is behaal deur die bloed van die lam, met ander woorde sy kruisiging, deur die woord van ons getuienis en deur dat ons lewe vir die Here neerlê. So ons kan bid dat die Here ons van versoeking bewaar, dat hy ons van die bose sal bewaar, want ons Here Jesus het die volle oorwinning aan die kruis gehad. So die derde ding waarvoor ons bid, is dit buite ons, en dan die vierde ding is, ek eindig weer by God met lofprysing. So begin by God, en ek eindig by God, en hierdie sal julle ken, wie lees 33-53 vertaling, hierso kan ek gou sien, daar sal julle sien, dit staan by daar, by die Onse Vader gebed in Matteus 6, daar staan, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. So dit is waar ons weer eindig. Nou, net iets interessant, dat die 1953 vertaling is op 'n nuwe Griekse teks gebaseer. En die ander vertaling, soos die 83 en so, is op 'n baie ouer Griekse teks gebaseer. Nou die ouer Griekse tekste het nie hierdie stukkie by nie. Maar die nuwer Griekse tekste wat so 1000 jaar later is as die eerstes wat ons nou het hierdie stukkie by, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En wat dit vir my sê, is dit gee my 'n kykie in hoe die vroeë kerk gebid het. Hoe die vroeë kerk die Onse Vader gebed gebid het. Hulle het begin by God en hulle het geëindig by God. Hulle het begin met lofprysing en hulle het geëindig met lofprysing. So ons begin ons gebed by God en ons eindig ons gebed by God. Ek eindig my daaglikse gebed met lofprysing. Alles in my lewe is nou aan ons Vader oorgegee. Ek wil daarom my Here Jesus gehoorsaam en deur die Heilige Gees gelei word. Dit is hoe ek moet opstaan van die Onse Vader gebed af. As ek voor die Here kniel, en Paulus sê ek buig my knieë in Efesiërs 2, as ek nou reg onthou, buig my knieë voor ons Vader. Dan kniel hy voor die Here wanneer hy bid. En as ons opstaan, dan moet ek oorgegee wees. Dan moet ek die Here wil gehoorsaam en deur die Heilige Gees gelei wil word. Ek gou saamvat en vir julle ietsie leer om dit te onthou. Eenvoudige struktuur vir gebed. Die eerste, ek begin by God, begin by my Abba Vader, en dan bid ek in die naam van Jesus, en ek bid deur die Heilige Gees, want ons aanbid vir God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. Dan die tweede is, dan bid ek vir myself, en
dit is oorgawe, ek vra vir sy regering en sy wil, ek bring my eie behoeftes voor hom, en ek vra vergifnis vir my sondes. Dan bid ek vir ander en my leefwêreld, dit wat buite my is, en ek vergewe ander in die eerste plek, en ek vra verlos ons van versoeking en van die bose, en dan eindig ek weer met lofprysing. Nou, ek het letterlik meer as 3 maande aan hierdie boodskap gewerk, want vandat ek begin het ek gedink, bid op hierdie manier, bid so met julle bid, wat kan ons daar uit hierdie gebed aftrek? En ek het met die volgende hulpmiddels vorendag gekom, en dit is, ek begin by God. So, kom ons vra, doen saam met my asseblief. Dit is almal onthou, begin by God. Sien Gerard, ek kry reg wat jy nie reg kry nie. Dan bid ek vir myself. Dan bid ek vir my leefwêreld en dit om my. En dan eindig ek weer by God. Dit is maklik om te onthou. Maar ek het 'n variasie, omdat ek so lank gevat het met hierdie boodskap, het ek nou 'n variasie ontwikkel. Die eerste is maak so. Kyk, begin by God. Bid vir myself. Bid vir mense om my. Eindig weer by God. Hierdie variasie is as ons bestuur in ons karre. So vanoggend het ons gekyk na eintlik Matteus 6 vers 9, wanneer Jesus sê, so moet julle bid. Bid dan op hierdie manier. En dan sê die Amplified Bible vir ons, ons moet pray according to this pattern. Daar is iets wat ons kan aflei, 'n groter struktuur uit die Onse Vader gebed. En dit is dat wanneer ons bid, en nie net die Onse Vader nie, so sien nou, ek staan nou op Prayer Mountain, David Jankie is klaar huis toe, hy is klaar hemel toe, maar sien nou, ek kan Prayer Mountain toe gaan, en die ou wat hom opgevolg het, se van is Lee, en pastoor Lee wil nou dieselfde doen, hy wil ook mense bid, en ek kom daar op Prayer Mountain, en ek is op hierdie berg, kyk uit oor Korea, voor my Suid-Korea, agter my Noord-Korea, en hy sê vir my, bid vir 'n uur, dan sien ek jou weer. Dan gaan ek sê, goed, ek het 'n patroon waarvolgens ek bid. Dan gaan ek daar staan, en maak ek my oë toe, dan lig ek my hande, dan sê ek begin by God. Ek kan bid om net vir wie hy is. Ek het 'n hele uur, ek is nie haastig nie. Ek kan bid vir wie hy is. Dat hy so groot, hy is liefde. Hy het my so lief, ek dink aan Johannes 3:16, waar staan hy het my so lief gehad, dat hy enige gebore seun gegee het, sodat ek in hom kan glo en ek nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Vader, ek het u so lief, want u sê ek kan vir u Abba noem. In Romeine 8 is die woord wat 'n ou klein kindjie vir sy pappa noem. En dan kan mens net aangaan en vir God die Vader bid. En dan kan ek die woorde van die Onse Vader bid en sê, ons Vader, wat in die hemel bly, u is verhewe. Ek sal nooit eie met u raak nie. Al is hy my pappa, al is hy my Abba. Ons mag nooit eie met God raak nie. Ons moet altyd 'n heilige respek vir hom hou. En dan sal pastoor Lee, want daai pastoor David Jankie die mense dopgehou. Dan sien hy, ek staan daar, ek hef my hande op. En dan as ek klaar nou vir God my Vader gebid het, ek begin by hom, kan bid hom eers net vir wie hy is. En dan aanbid ek hom, want hy is my Vader. Hy is my Vader, en dan maak ek so. En dan bid ek vir myself. Maar wat is die eerste ding wat ek doen? Ek gee myself oor, want die eerste ding, ek moet bid dat God se koninkryk kom. Wat beteken dit? Beteken hy moet regeer in my lewe, en as hy regeer, kan ek self nie regeer nie. Ek wil self regeer, maar ek wil eerder dat hy regeer. Ek gee my wil oor hom, dat hy wil geskied. Dan kom ek en ek bid vir al my eie behoeftes.
Ek bid vir my daaglikse brood, maar brood beteken lewe, so dis meer behoeftes, as net vinnig bid vir my brood. Dit is al die uitdagings wat ek het, al die behoeftes wat ek het, alles wat in hierdie aardse lewe oor my pad kom. En dan kyk ek baie mooi na myself, want die Bybel sê vir ons, dat sonde bou 'n skeidmuur tussen God en mense. Ek wil nie 'n muur tussen my en my God hê nie. Daarom breek ek daai muur af, en ek breek dit af deur my sonde te bely. En ek bely al my sonde. Maar wanneer ek dit bely, en ek het vir hom bely het en vir hom gegee het, dan glo ek, hy's groot en almagtig, dan los ek dit by hom, dan is ek vry as ek opstaan. So nou kyk pastoor Lee vir my, nou het hy eers gesien ek maak so, nou wonder hy, wat, nou sien hy ek maak so, nou maak ek so, want ek wil hy met sy oog vang, dat hy met my kom praat net nou, en dan bid ek, dan sê ek, Here, ek bid nou vir ander mense, ek vergewe, iets wat die Here my geleer het deur die lewe, die duiwel wil ons martel met gedagtes, van wat mense ons aangedoen het, maar ek moet leer om ander mense te seën. As 'n gedagte by my opkom, dan staan ek dan, ek dink aan mense wat my dalk kwaad gedoen het. Ek sê, Here, ek het hulle vergewe, ek seën hulle besigheid, ek seën hulle huwelik, ek seën hulle bediening, ek seën hulle lewens. Mag U hulle gebruik, mag die Gees hulle vir hulle deure oopmaak, en so bid ek vir ander. Dan besef ek terwyl ek so maak, maar daar's 'n bose, want Efesiërs 6 sê vir ons die stryd is teen hierdie bose magte van hierdie wêreld. Dan sê ek, Here, verlos my van versoeking. Lei my nie in daai versoekings in nie. Verlos my daarvan en verlos my van die bose in die naam van Jesus. En dan bid ek daar, en dan hef ek weer my hande op. En dan sê ek, Here, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Is dit 'n struktuur? Kom ons staan op, dan bid ons so. Die net so ophou, en dan gaan ons almal so bid. Nou, wat ek gaan nou doen, ek gaan nou pastoor David Jankie Chow speel. Ek gaan nie vir julle 'n uur laat bid nie, maar ons kan almal bid. En ek vra, kom ons almal bid deur daai 4 punte. En ons, eintlik wat ons nou doen, ons vat die hele reeks oor die Onse Vader, ons pas dit nou toe, maar as jy nie ou vir groot gebare is nie, maak kleiner gebare, maak nie saak nie, maar as jy bid vir die eerste een, bid so, vir die tweede een bid so, derde een bid so, en as jy klaar gebid is, bid weer so. Dan stamp ons net bietjie hierdie ding in, want Jesus sê, bid volgens hierdie manier. Lei vir julle patroon af. So ek sal net die inleiding lei. Kom ons doen dit prakties. Vader, Abba, Vader, ons Vader wat woon in die hemel. Ons kom na U toe. Ons kom na U toe in die naam van Jesus. Daar met ons vrye toegang tot U. Deur sy bloed. Vader, dankie dat ons vir U Abba kan noem. Help ons om respek vir U te hê. Vra ek net daar waar jy is, vat net nou hierdie gebed verder. Vat net nou hierdie gebed verder en bid so deur al 4 hierdie punte.
Ek is nou op die plek waar ek die volle wapenrusting aantrek, want ek wil staande bly teen die vyand. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Terwyl ons so staan, almal word genooi vir om iets te drink, 'n koppie koffie, tee. Dankie vir almal wat sulke lekker eetgoed bring. As jy gebed nodig het, kom nou vorentoe, is mense wat vir jou sal bid. Staan net so, dan julle staan net so, dan spreek ek 'n seën oor julle uit. Mag elkeen van ons mag julle gaan in die vrede van die Here Jesus. Amen.